In vandag se les gaan ons bietjie begin kyk na eksponente en eksponentwette. As ons byvoorbeeld kyk na 2 tot die mag 3, dan kan ons hierdie 2 tot die mag 3 skryf as 2 maal 2 maal 2. En 2 tot die mag 3 is dan gelyk aan 8. As ons kyk na 2 tot die mag 3 en ons gaan kyk hoe hy benoem word, dan kan ons sê 2 is ons grondtal of ons basis. Die driekie is ons eksponent. Daarom praat ons ook van 2 tot die mag 3, maar dit is die driekie vorm my eksponent. Dan is die algehele 2 tot die mag 3 noem ons 'n mag. Die Afrikaanse praatwyse is om te praat van 2 tot die mag 3. Dit wil sê 2 word 3 keer met homself vermenigvuldig. Net so as ons gaan kyk na al die verskillende maniere van eksponente, kan ons sien a tot die mag 4 is a maal a maal a maal a. Weereens in hierdie geval is die a my grondtal, die 4 is my eksponent en dit beteken a tot die mag 4, praat ons van die hele a tot die mag 4, praat ons van as 'n mag. Enig van hierdie volgende voorbeelde kan ons kyk, 2x tot die mag 3. In hierdie geval is die 2 my koëffisiënt, dit wat voor die x staan, noem ons die koëffisiënt. Ons het al bietjie met die koëffisiënt gewerk in die algebra. Dan kan ons nou weer sien, my x is my grondtal of basis, soos wat ons nou gesê het, en my driekie is my eksponent. In hierdie geval bly my koëffisiënt dieselfde, my koëffisiënt, en dit is dieselfde as 2 maal x maal x maal x. As ons nou kyk na 2x tot die mag 3, dan beteken dit nou hierdie hele 2xie is my grondtal of basis en my mag of my eksponent is die driekie. Ek kan dit dan skryf as 2x maal met 2x maal met 2x. In hierdie geval kan ons nou die kommutatiewe eienskap gebruik. Wanneer ons getalle met mekaar vermenigvuldig, kan ons hulle volgorde omruil en ons kry steeds dieselfde antwoord. So ons kan hierdie volgorde omruil en ons kan hulle saam groepeer soort by soort en dan kry ons 2 maal 2 maal 2 is 8 en x maal x maal x is x tot die mag 3. So my finale antwoord is 8x tot die mag 3. Wanneer ek nou weer kyk na 'n voorbeeldjie soos 2 tot die mag 4x, dan het ek weer eens my 2 tot die mag 4 is my grondtal. My 4 is my eksponent. Nou hierdie 2 tot die mag 4 wat voor die xie staan, beteken hy maak nou deel van my koëffisiënt uit. So as ek hom uitskryf is dit 2 maal 2 maal 2 maal 2 en dan maal met my xie. En dit gee vir my 'n antwoord van 16x. So dit is baie belangrik om op te let waar jou eksponent is en dan praat ons van daai enetjie is verhef tot die mag soveel die getal wat jy daar skryf. As ons nou kyk na x² y, dan beteken dit die x het 'n grond is die grondtal. Die 2 is die eksponent
en dit word vermenigvuldig met y, so as ons hom uitskryf is dit x maal y. As ons het x y tot die mag 3, dan kan ons dit weer skryf as x maal y maal y maal y. As ons nou het 3x y se kwadraat, dan kan ons dit skryf as 3 maal x y maal x y. As ons nou weer ons kommutatiewe eienskap gebruik, rangskik ons hulle weer almal soorte by soorte. En dan kan ons dit skryf as 3x kwadraat y kwadraat. Dit bring ons dan nou by wet 1 van eksponente. As ons kyk na wet 1 van eksponente, dan kan ons dit die volgende sê. As ons het x tot die mag m maal met x tot die mag n, dan is die wet dat ons x tot die mag m plus n kan skryf. Hierdie is nou in hierdie gevalle mos my grondtalle of basisse, en hierdiekies bly my eksponent. Baie belangrik, dit is met ander woorde wat wet 1 vir ons sê. Wanneer ek dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, hou ek die grondtal dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Byvoorbeeld, as ek het 2 tot die mag 3 maal met 2 tot die mag 4. Onthou nou, hierdie is my grondtal en hierdie is ook my grondtal en ek kan nou sien my grondtalle is dieselfde, né? So hier het ek my 1 eksponent en die 4 is my ander eksponent. So wat sê die reël nou vir my? Die reël sê vir my, as ek 2 grondtalle met mekaar vermenigvuldig, dan moet ek die grondtal dieselfde hou, so my grondtal bly 2, en ek tel die eksponente by mekaar, so dit word 2 tot die mag 3 plus 4, en dit gee vir my 2 tot die mag 7. As ons nou gaan kyk hoekom dit so uitwerk, kyk, ons het mos nou net gekyk na grondtalle en eksponente. So ons het gesê 2 tot die mag 3 maal met 2 tot die mag 4. As ek 2 tot die mag 3 uitskryf, dan kry ek 2 maal 2 maal 2. Maal met, as ek 2 tot die mag 4 uitskryf, dan kry ek 2 maal 2 maal 2 maal 2. As ek hulle nou gaan by mekaar tel, dan gaan ek sien ek het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dit gee vir my 2 tot die mag 7. Die kortpad manier is dus, wanneer ons dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, hou ek die grondtal dieselfde en ek tel die eksponente by mekaar. Nog 'n verdere voorbeeldjie, as ek kyk na x tot die mag 2 maal met x tot die mag 3. My grondtalle is albei x, so ek hou my grondtal dieselfde, want dit is wat my reël vir my sê. My eksponente is nou 2 en 3, en my reël sê vir my, ek tel dan die eksponente by mekaar. Dit gee vir my x tot die mag 2 plus 3, gee vir my x tot die mag 5. As ons nou kyk ook na 'n volgende voorbeeldjie, van x tot die mag 2y, maal met x tot die mag, maal met x, y tot die mag 3. Onthou ons reeltjie sê vir ons hou ons grondtalle dieselfde. So as ons gaan kyk na die grondtalle moet dieselfde wees. Hierso by hierdie grondtalletjie staan daar nou 'n spook 1. Die enetjie is nie daar geskryf nie, maar die feit dat x daar staan, sê hy het 'n maggie tot 1. So as ons nou gaan kyk na dieselfde grondtalle, wat die reël vir ons sê, ons het dieselfde grondtalle se eksponente tel ons by mekaar,
dan is dit tot die mag x tot die mag 2 plus 1. Net so as ons nou gaan kyk na ons ander grondtal is y, en by hom staan by hierdie enetjie ook 'n spook 1, want die y is wel daar teenwoordig. Nou moet ons gaan kyk na sy eksponente ook, so as ons hom gaan neerskryf, ons hou sy grondtal dieselfde, en ons stel sy eksponente bymekaar. Dan kry ek my antwoord is x tot die mag 3 maal met y tot die mag 4. As dit vir jou sal help, kan ons dit ook net duidelik uitskryf. Kom ons kyk net weer na die vorige voorbeeld, deur hom te skryf as x kwadraat y maal met x y tot die mag 3. Dit sê vir my dit is x maal y maal met x maal met y maal y maal y. As ons nou weer ons kommutatiewe eienskap gebruik, wat vir ons sê, ons kan die volgorde omruil, ons gaan nog steeds dieselfde antwoord kry, kan ons dit wat dieselfde soort is by mekaar groepeer. Ons kry dus x maal x maal x maal y maal y maal y maal y. As ek nou hulle by mekaar tel, dan kan ek sien dit is x tot die mag 1, 2, 3 maal met y tot die mag 1, 2, 3, 4. Y tot die mag 4, en dit gee vir my dieselfde antwoord. Kom ons kyk net gou na die verskillende skryfwyses, dat julle net mooi seker is van dit. Die verskillende skryfwyses, ons kan skryf a kwadraat maal met a tot die mag 3. A kwadraat maal met a tot die mag 3 beteken ek het dieselfde grondtalle wat ek met mekaar moet vermenigvuldig. So ek gaan my grondtal dieselfde hou, ek het die eksponente wat ek by mekaar tel, so dit word a tot die mag 2 plus 3, en dit is a tot die mag 5. 'n ander manier wat ons hom ook skryf is so x maal die punt verteenwoordig die maalteken, en dit gee vir my antwoord van x tot die mag 4, want as ek nou mooi kyk, dan sien ek my grondtalletjies is dieselfde. Hier staan 'n spook 1 en 'n 3, en 1 plus 3 is 4. Die ander manier wat hulle hom ook kan skryf is om as hakies te skryf, so ek het p kwadraat maal met p tot die mag 4, en dit sê vir my ook, dit is presies dieselfde, my grondtalle is dieselfde, dit beteken ek moet my eksponente by mekaar tel, so ek het p tot die mag 2 plus 4, en dit gee vir my p tot die mag 6. Ons kan nou na nog 'n paar voorbeelde kyk. Die vraag sal gewoonlik wees, vereenvoudig die volgende. Nommer 1. 3x kwadraat maal met 2x kwadraat. Nou onthou nou hierdie kommutatiewe eienskap, so ons kan hom skryf as 3 maal 2 maal x kwadraat maal met x kwadraat. 3 maal 2 is die koëffisiënte, so 3 maal 2 is 6, en dan het ek nou hierso dieselfde grondtalle, en dan moet ek hulle eksponente by mekaar tel. Met ander woorde, ek het x tot die mag 2 plus 2, en dit gee vir my 6x tot die mag 4. As ek het 3a tot die mag 3 maal met 4b tot die mag 3. Ek kan hom weer skryf as 3 maal 4 maal a tot die mag 3 maal met b tot die mag 3. Nou kan ek hier mooi sien, my grondtalletjies is heeltemal verskillend, so ek kan met hulle niks verder doen nie. So die eenvoudigste vorm is 3 maal 4 is 12, a tot die mag 3, b tot die mag 3. Kom ons kyk na x kwadraat maal x tot die mag 4. Ek kan nou hier sien, my grondtalle is by almal dieselfde. Onthou, as daar nie 'n getalletjie staan nie, is daar 'n spook 1,
So my eksponente moet ek bymekaar tel. My reël sê vir my, ek hou my grondtal dieselfde en ek tel die eksponente bymekaar. As ek hulle bymekaar tel, dan kry ek x tot die mag 2 plus 1 is 3 plus 4 is 7. Dit is dan my finale antwoord. My volgende voorbeeldjie het ek m kwadraat. Sy skryfwyse is weer met die hakies, maal met 3m tot die mag 5, maal met 5m. As ek hom weer skryf met sy kommutatiewe eienskap, kan ek dit skryf as 3 maal 5 maal m kwadraat maal m tot die mag 5 maal met m tot die mag 1. As ek my somme nou reg doen, dan is 3 maal 5 is 15. Ek het dieselfde grondtalle. Wanneer ek dieselfde grondtalle het, moet ek die eksponente bymekaar tel. 2 plus 5 plus 1 word my m se eksponent, word 2 plus 5 plus 1, en dan kry ek my antwoord is 15. M tot die mag 2 plus 5 is 7 plus 1 is 8. Dit is dan my finale antwoord. X kwadraat maal met x kwadraat maal x tot die mag 3. Dit is nou maar net 'n bietjie ander skryfwyse, maar nog steeds is my grondtalle presies dieselfde en ek kan my eksponente bymekaar tel. So ek reël sê ek hou my grondtal dieselfde en ek tel die eksponente bymekaar, so ek kry 'n antwoord van x tot die mag 7, want 2 plus 2 is 4 plus 3 is 7. As hulle hom skryf x maal x hakies in hakies, x maal x in hakies, x maal x ook in hakies, dan is dit nou dieselfde grondtal. Hier staan oral 'n spook 1 as 'n eksponent. Ek kan dus my eksponente bymekaar tel en ek kry dit is x tot die mag 5. (7a) kwadraat maal met 2xy tot die mag 3. Onthou, ek gebruik my kommutatiewe eienskap, so ek het 7 maal 2 maal a maal x maal y kwadraat maal y tot die mag 3. Die 7 maal met die 2 gee vir my 14. A is die enigste grondtal wat so lyk, x is die enigste grondtal wat so lyk. Hier het ek eie wat dieselfde lyk, so ek kan hulle eksponente bymekaar tel. Met ander woorde, ek kry y tot die mag 5. 2 tot die mag 3 maal met 2 tot die mag 5. Onthou nou, my grondtal is nou 2. En my reël sê vir my, ek hou my grondtal dieselfde, so hy bly 2. En ek tel my eksponente bymekaar. As ek my eksponente bymekaar tel, dan kry ek dit is 3 plus 5, met ander woorde, ek kry dit is 2 tot die mag 8. Onthou nou wat baie belangrik is. As ek het 2 tot die mag 3 maal met 2 tot die mag 5, dan is dit nie 4 tot die mag 8 nie. Dit is baie belangrik. My wet sê vir my, ek moet my grondtal dieselfde hou. So, my grondtalletjie bly 2 en ek tel net die eksponente bymekaar. My volgende voorbeeldjie is 3a kwadraat maal met 3a tot die mag 12. Weereens kan ek dit skryf as 3 maal 3 maal a kwadraat maal met a tot die mag 12. Dit gee vir my 9 maal met a tot die mag 14.
My laaste voorbeeld, as ons kyk na 2 a tot die mag 5b, maal met 3 a, b, c, maal met 4 b tot die mag 3, c tot die mag 3. Ek gaan gebruik weer my kommutatiewe eienskap, so ek het 2 maal 3 maal 4, maal met a tot die mag 5, maal met a, maal met b, maal met b, maal met b tot die mag 3, maal met c, maal met c tot die mag 3. Onthou nou, as ons kyk na ons grondtalle, daai is ons grondtalletjies van a, en die eksponente van a is 5 en 1. So, as ons hier begin, het ons 2 maal 3 maal 4, is 6 maal 4 is 24. A tot die mag, want my grondtalletjie bly dieselfde, so ek hou om a tot die mag 5 plus 1. Dan is my volgende grondtal wat ek het b, en onthou hier het ek ook 'n 1 en 'n 1, so as ek daai eksponente bymekaar tel, dan kry ek dit is b tot die mag 1, dan kry ek dit is b tot die mag 1 plus 3, maal met c, as ek nou kyk na c, daai is my selfe grondtalletjie, hier staan weer 'n spook 1, ek tel my eksponente bymekaar, so ek kry dit is c tot die mag 1 plus 3. Met ander woorde, my finale antwoord sal wees 24, a tot die mag 6, b tot die mag 5, c tot die mag 4. Ek hoop julle verstaan die wet 1 van eksponente, wat vir my sê, wanneer ek dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, hou ek die grondtal dieselfde en ek tel die eksponente bymekaar. Geniet julle huiswerk.